Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug hier by ons gebruikelike draak nou gebruik vir tradisie, Arrie. Ons Vrydagmiddag gesels hier oor wat die naweek van voorkom. En ek moet sê, jy luister as die mense praat man, jy opgradeer elke week en kyk net waar is jy nou? Ja, nee wat ek die minste wat ek kan doen, MW, sommer na die stadion waar die aksie Saterdag gaan plaasvind. Ek moet dan sê dat die mediakonferensie met die spanaakondiging was nou hier by die stadion. Die span van Edinburgh het net nou pas so 10 minute terug hier agter my rug het hulle kapteinsoefening klaar gemaak. So ek moes eers wag dat hulle dan eers van die veld af kom. As hulle kameras sien en oefen, dan gaan hulle seker suspisieus raak. En die Stormers oefen vanaand kapteinsoefening eers 7:00, so hulle is bietjie slimmer. Hulle gaan dit doen presies die tyd wat die afskop is. Hulle het ook in die mediakonferensie het Dobson bietjie daaroor gepraat. Hulle is so bietjie senuweeagtig oor die effek van 7:00 afskop in die Kaap, maar ek sal nou soos oor die Stormers Edinburgh praat, so bietjie verduidelik oor wat hulle alles gesê het. So dit is 'n bietjie van 'n faktor, maar hulle oefen of hulle kapteinsoefening eers later. Ja, maar alles is reg. Die tellbord sê nou al DHL Stormers teen Edinburgh, so hulle kan maar net opdraf en speel. Ek het dan met jou gespot te sê, ek is nie soos 'n Munster wat klaar volgende week se span op die bord gehad en asof hulle hierdie uitklop wen. Daai teen wie het gespeel was teen Glasgow of week al verloor hulle die wedstryd. Nee, dit was baie wat is dit embarrassing. Dus ek kan nie Afrikaans vernederend. Maar in elk geval, kom ons praat oor die Sharks teen Cardiff. Cardiff natuurlik 35-0 gewen teen die Sharks. Nie so lank gelede nie. Dit het John Everett sy werk gekos en hy is nou die eerste daar by Edinburgh. En Cardiff lê 5de op die punteleer. Glad nie 'n slegte span nie. Hulle is sleg deurgekom teen die Bulle, veral nadat hulle eerste punte aangeteken het. Die Bulle het hulle uitmekaar uitgehaal. Ons nou oor die Bulle praat, maar dink jy ons kan 'n herhaling sien van 'n 35-0 teen die Sharks en die Sharks vir Munster 45-0 getrap. En ek het vandag jou 0 is baie min aanhaling geleen en hom gesteel daar vir Johan in die Bulle perskonferensie ook vertel. Jy weet, die Munster, so dit is nogal lekker, dit word nou volksmond. 0 is baie min. So dink jy kan weer gebeur 35-0. Ja, 0 op sy eie beteken nie baie nie. As hy 1 en vir 2 of vir 5 bysit, dan is hy baie meer werd, maar ja, dit is eintlik, maar die Engelse praat van embarrassing, is maar eintlik vernederend as jy 0 kry, weet dit is jy 80 minute om punte aan te teken. Soms het jy so meer gaan vir uitskop hoeke toe, maar ek dink dit sê baie vir die Sharks se verdediging wat hulle reg gekry het om 45-0 te wen, maar ek sê wie opgetraf het nie, is indrukwekkend. So ja, ek dink Cardiff was onder druk. Hulle het ook verseker nie goed gespeel, het 'n volle 7 punte aangeteken daar, wat ook eintlik maar so teen die loop van die spel was so 'n bietjie grens aan onderskepterie gevoel amper daai eerste 3 wat hulle gedruk het. So dis nie dat hulle sê dat daai 3 iets vreeslik by tellbord kon regkry nie. So hulle sal moet 'n manier vind om punte aan te teken en die Sharks het 'n manier gevind om die spanne te weerhou. So dit is indrukwekkend. Ja, Sharks is 'n goeie span. Hulle het ek hou van die senterpar is Hooker en Esterhuizen op senter. Hy sal in 'n wêreldbeker eindstryd nie as 'n Springbok span teleurstel daai senterpaar nie. So dit is 'n baie sterk senterpaar. Weer sterk span Gilomee op 15 kry weer 'n kans. En dan my oog gevang het is 2 Springbokke op die bank, Ox en Koch wat albei op die bank is en later sal opkom. So ek dink hulle sal maar moet staal vir 'n bietjie skram druk daar in die tweede helfte ook. So 'n goed gebalanseerde span. En ek dink die Sharks die Sharks tuis gaan verseker die gunsteling wees. Nou was blykbaar Sondag 'n redelike chaotiese perskonferensie gewees waar die Marco Mazzotti en JP en een van 'n Grove officer of iemand probeer verduidelik het wat die Sharks se planne vorentoe is. En wat ek kan gehoor het is ek was natuurlik nie uitgenooi nie want ek seker nou nie 'n groot genoeg Sharks ondersteuner nie. Maar sover ek gehoor het was dit 'n redelik chaotiese vergadering. Is dit 'n enige aanduiding is van hoe dit die Sharks gaan sak my moed maar in my skoene, né? Dit lyk asof hulle baie planne het, maar niemand wat dit regtig uit te voer, en dit is my gevoel. Hulle probeer sê hulle gaan 'n minder Springbokke werf en hulle gaan en al wat JP sê is hy worry net oor volgende naweek. Die het baie goeie aanduiding nie. Wat het jy gedink van hulle nuwe planne om 'n bietjie minder Springbokke te hê? Dis nou baie lekker om almal op die payroll te hê, maar dit help nie as hulle nie kan speel nie. Ja, ek dink die feit dat Kolisi nou al klaar gesê het op sy eie sommer dat hy weggaan, het miskien ook vir hulle die gaping gegee om net miskien ook die ondersteuners effens gerus te stel dat hulle nie, baie keer as jy sulke hoë profiel spelers verloor, dan begin die ondersteuners ook sien weer agter geraak, weet as daar iets fout, hoekom gaan hierdie spelers weg? Ons weet Kolisi het persoonlike redes voorgelê, maar hulle het 'n groot klomp hoë profiel spelers, weet Eben Etzebeth is ook 'n geweldige sterk profiel daar by Springbokke, maar dit is jy wil dit eerder so as andersom, maar ek dink jy wil tog 'n manier vind om net ook spelers deur die stelsel te kry en jy kan nie net heeltyd hierdie spelers in kontrakteer wat 20, 30, 40 toetse het nie, dit raak ook duur. Ek dink dis
dis miskien deel daarvan. Miskien is dit so ietsie van albei. Ek dink so 'n klein bietjie gesig koop ook net herinner dat ons nie besig om ons spelers te verloor nie. Aan die ander kant ons het 'n plan waarna ons dink. Maar ek dink is duur om al die spelers op jou boek te hê, want daar kom ook baie wedstryde wat hierdie spelers eenvoudig net nie kan speel nie. Weet wat hulle vir Springbok moet speel of moet rus en so voort. So jy wil nie te veel ook hê nie. So is 'n fyn balans. Ek dink die Bulls het ook nou so uitdaging 2 jaar terug het hulle baie minder Springbokke gehad. Jy beskiklik is daar geweldig baie Springbokke in die Bulls span. En dit is maar as jy diepte het, dan kan jy dit hanteer, dan kan jy dit slim afwissel. En dit is ek dink by die Bulls en die Stormers ook begin doen dit. Interessante ding wat ek hierdie week gehoor het en ons sal 'n bietjie volgende week meer gesels oor hierdie onder 23 toernooi wat vanaand afskop. Maar wat ek nie geweet het nie en dan nie vir my lag gesê as jy almal dit weet behalwe ek nie, maar van jou 23-tal kan 7 spelers nie hoef nie onder 23 te wees nie. 4 in die beginspan en 3 op die bank. En of is dit 4 in die voorspelers en 3 op die ek kan nie onthou nie. Maar in elk geval, 7 van die spelers hoef nie onder 23 te wees. So dit gee jou geleentheid, jy nou net gesê het om jou spelers deur die stelsel te bring. Hulle kry meer speelkans van die Bulle, die Sharks, die Stormers en die Lions speel natuurlik nie in die SA Cup nie. So hulle sit en wag die ander ouetjies tot die Currie Cup nie nog aanbreek vir Currie Beker. Nou hierdie is nou 'n ideale geleentheid om hierdie ouens deur te bring en hulle neem dit baie ernstig op, né, die verskillende spanne. So wat dink jy van daai deel? Ek probeer net dink of dit nou 4 op die ek dink is 4 die beginspan en 3 op die bank, maar mense as ek verkeerd is, help my reg. Ek dink hulle het ook weer afgekyk by sokker. Ek weet as jy sokker onder 23 wêreldbekers ook het hulle altyd ook 'n senior speler of 2 wat daar kan speel. Ja, dit jy het wat te doen met seker ook ervaring inmeng en bietjie in die kleedkamer daai stemme is baie meer werd baie keer as wat op die gras gebeur, weet nie, opbou en jou oefeninge, oefentyd, kleedkamer, kringetjie en so voorts waar daai ervare manne bietjie stabiliteit bring, 'n ander stem daar. So interessant wees as Dion Fourie ergens nou onder 23 span speel. Dit sal nogal interessant wees. Kan jy jou indink? Hy's dubbel die ouderdom wat hy moet wees. Meer is dubbel. Ja. Nee. Ja, wel. Hy's een van as hy een van daai 7 is, kan hy seker speel. Kan jy indink wat se 'n verskil dit sal maak om so 'n ou kop, weet, in 'n so jong span te hê. Weet ouens wat net sê ek kan meer ouens, hierdie is die ding, dis die ding, net maar ouetjies daai bietjie lei te gee. Maar anyway, ek en jy se volgende week daaroor begin gesels. Ek weet die Bulle speel vanaand teen die Lions in Polokwane. Ek is heeltemal seker van die ander goed hier wat ek nie regtig aan gedink het terwyl ek en jy nou praat, toe kom dit by my op. So ja, jy verwag die Sharks gaan dan daarom daai ene kan wen. Ja, ek dink so op vorm gemeet wat die vorige weke gebeur het, Tuis 'n groot bondgenoot en 'n sterk gebalanseerde span. Ek dink met Ox en Koch wat opkom in die tweede helfte gaan druk wees op daai voorspelers van die besoekers van Cardiff en dan natuurlik ek hou van Esterhuizen en Hooker, ek hou van Gelomie op 15. Hendricks is gevestig op 10. Ek dink Williams, dit Williams wat beseer is. Ek dink hy kan nie speel nie, maar daar's Bradley speel stemskakel, so Davies en so dit is maar 'n goeie span. Mapimpi wys goeie vorm ongeag sy ouderdom, so ek dink die Sharks is 'n baie goeie span. En ek dink JP Peterson begin sy voete vind. So goed afgerigte span. Jy wen nie 45-0 teen wie ook al opgedraf het in die Verenigde Rugby Kampioenskap nie. So ek dink hulle gaan moeilik geklop word. Hulle gaan nog hard veg vir 'n plek in daai top 8. Alright, kom ons praat die volgende wedstryd. Môre middag, Vrydag, Saterdagmiddag 2 uur op Loftus. Nou kyk, jy kan nie vir 'n moeiliker afskoptyd vra as dit nie. En dit is vrek warm gewees die laaste tyd. Ek het 'n paar keer die laaste maand of so vir jou gesê, maar dit hou nie op reën nie in Pretoria nie. Dis koelerig. Kom die winter nou vroeg. Nou kyk, hierdie week het hulle vir ons gewys, nee wat, die winter is nog 'n hele entjie weg. Ek het myself per ongeluk laat verbrand daar langs die veld. Ek kan my net indink hoe daai arme manne van Munster gaan lyk na hierdie wedstryd. Hulle mag nie 'n keppie dra nie. Ek gaan seker spierwit gesmeer wees van die sonbrand middels, maar hulle gaan swaar kry. Gisterand het ek met Hugh Griffin gepraat. Hy sê vir my hy het met Ken Owens gepraat nou. Tot my skande het ek nie geweet wie Ken Owens is nie. Maar hy is nou een van die grootste Scarlets en Walliese spelers en Britse en Ierse leeu wat in 2022 nog gespeel het. En hy het blykbaar vir hulle gesê, weet, as hy van die bank af opdraf van die kant van die veld af tot op die middellyn op Loftus is hy klaar moeg. Dis baie erger as wat mense dink. Maar ons het daaroor gepraat. Dis nie regtig meer so erg nie, die ouens weet hoe om te rus, maar Munster met hulle rug teen die muur 45-0 te verloor, dis 'n vernedering man. En wat verwag jy van daai spanetjie en Roy? Ja, alles wat omtrent teen hulle kan wees is teen hulle. Eerstens momentum is teen hulle. So maak nie saak of daar verskillende manne of so 5 ouens bykom nie. As jy 45-0 weet momentum is erg teen jou. Hulle gaan daai bordjie sien as hulle uitstap by die tunnel van die altitude matters. Ek dink dis wat dit sê. So baie van hulle weet dit en hulle gaan dit voel. So ja, as dit is 'n aanpassing. Ek dink
ek het die Munster se voorhy so ontleed nou om nou kundig te praat oor hoe sterk hulle skram is nie, wat miskien vir die Bulls se area is wat hulle net sal moet konsentreer is, hulle twee baie onervare vaskoppe wat in hierdie wedstryd speel. So dit is verseker nommer 3 en 4 in terme van wie die beste is. So as Wilco en Smith nie speel nie, weet Klopper is nie sleg nie, maar dan is dit ek dink jy spreek uit met Mchunu, ja. Ja, en goeie spelers, goeie stitte, maar weer net bygesê gemeet aan hoeveel wedstryde op daai vlag gespeel is, soos onervare. So as hulle daar kan deurkom en bietjie druk daar kan uitoefen op Munster, dis belangrik dat daai area moet goed wees, maar ons weet Suid-Afrika het baie diepte opstit, so die Bulls sal verseker sal Klopper op sy kant kan bring. Dis die enigste area wat ek dink, miskien as jy die span kyk, gewoonlik is jy gewoond om vir Smith en vir Wilco daar te sien, so dis 'n klein bietjie van 'n verandering. Ervaring op 15 weer terug, weer Krel op die bank en Willie op 15, so ek dink om dinge net so klein bietjie weer te stabiliseer dalk in terme van wat die aanslag dalk kan wees, maar Willie bly 'n briljante speler, weet ek, maar oor en oor bewys en daar's krag voor en daar's spoed agter. Weet Hannekom kry nog 'n kans om 'n bietjie van die bank af minute te kry, sal lekker wees om hom te sien. Ek dink hy's 'n beter speler as Nizam Mekar, maar in die konteks van die wedstryd gaan Nizam doen wat hy moet doen en doen dit baie goed. Maar Hannekom is net op 'n ander vlak met respek teenoor Nizam Mekar en ek is lekker wees as hy kan gesond bly en is lekker wees te sien hoe hy ook weer bietjie meer minute kry. Maar ek dink dit gaan 'n lang dag wees. Twee redes, momentum en jy speel op loftes en is 'n gevestigde Bullspan. So ek dink dit gaan die Munster sal met sterk wees. Hulle kry die spelers terug. Partykeer is 'n 45-0 jou beste motivering. Ek weet in die week het ek ook geluister wat Kobus Wiese gesê het op die stadium en toe hy op die media gepraat het en hy het weer genoem van die rede waarom hulle gedink het dit bietjie moeiliker gegaan het teen die Stormers was die Stormers meer desperaat was. En so dis weer gesê, ek weet die afritter ook genoem, so dit gaan oor jou ingesteldheid en motivering. So ek dink die tweede helfte vir die Bulls sal hulle ook herinner dat hulle met heeltyd 80 minute aangeskakel wees, maar daai selfde desperaat mag dalk by Munster nou ook 'n effek hê. Weet dit is embarrassing, is die Engelse woord, dis vernederend, maar hulle sal desperaat wees, hulle gemotiveerd wees. So ek dink dis dieselfde gevoel amper soos met die Stormers teen die Dragons. Jy voel amper jy moet hierdie wedstryd gemaklik wen. Maar dan kyk jy weer teen wie jy speel en dan onthou jy, die laaste wat ek gekyk het Munster 'n hele paar wegwedstryde gewen in Suid-Afrika. So onder andere teen die Bulls. Ja, en hulle het in die Kaap gewen, hulle het eindstryde kom wen hierso en so ek weet RG Snyman en John Klein was 'n groot rol in daai wenne ook gewees, maar nog steeds. Ek dink moet vir Munster nie onderskat nie. Maar die Bulls is gunsteling, verseker. 2 uur afskoptyd Pretoria. Het momentum, ek dink die Bulls sal hulle vooraanvat en genoeg spoed en snellers agter om dit reg te sit. Ja, vir my 'n baie interessante skryf was Kane Moody op vleuel. En ons weet hy het die laaste tyd gesê hy wil graag meer 13 speel want die Springbokke sien hom as 'n 13. Maar met Harold Foster wat terugkom het en wat so goeie vorm is, Steed McGaans het laasweek vir die Bulle gewys dat hy is op 12, hy speel op 13 sy meer tradisionele posisie. Dis 'n goeie kombinasie as jy my vra. En ek het vanoggend vir Johan in die perskonferensie gevra oor daai skuif van Kane na vleuel toe en hy het gesê, jy weet Jack Raleigh en Kieran Casey wat terugkom, skramskakel en loskakel van die Ire, het nou die dag nog vir Ierland gespeel in die 6 Nasies. Hulle hou van skop, so hulle verwag baie skoppe en ons geweet in die Stormers het die Bulle bietjie gesukkel teen daai skopwerk. So ou soos Kane op die vleuel, hy's een van die beste ouens in die lug in die wêreld. En dis nie ek wat so sê nie, 'n paar wyse manne wat so sê. Ek vermoed die Bulle is reg vir daai stryd in daai contestables, daai skopwerk. Ja, en ek dink hulle sal natuurlik na die wedstryde gekyk wat die Bulls gespeel het sover. So die een wat jy dalk die meeste op aandag sal gee is die ene wat die Stormers gespeel het. Die skoppe is 'n faktor in al die wedstryde deesdae. Maar dit is ook 'n bate vir die Bulls en ek dink die Bulls het dit reg gekry in hulle vorige wedstryde ook en dit was die ontledings in daai week voor die Stormers wedstryd het van die afrigters vir my gesê in die Kaap dat daar is die Stormers het wel raak gesien dat die Bulls het reg kry om in daai skoppe die bal terug te kry en to create chaos. Dit klink sleg, maar die chaos wat hulle verduidelik is dan het jy situasies waar jy kan speel met daai snellers en jy het baie keer stitte teen vleuels en daai tipe dinge in verdediging maar. So dit bly al die spanne gebruik dit as 'n wapen. As ons nou oor die Stormers praat, dit is ook die vrese van John Dobson en wat hy te wagte is van Edinburgh.
op 'n aandwedstryd in die Kaap. So daai skoppe is baie belangrik. Ook die effek van ek dink nie ons hoef bang te wees nie, maar dit is Holly Davidson wat die skeieregter is en sy het gewys dat sy is op meriete daar en sy het al groot wedstryde geblaas en ek dink albei spanne sal moet verstaan hoe sy blaas. So dit is sy's van Ierland natuurlik. Skotland. En van Skotland natuurlik en die Ire ken vir haar. En so ek dink die Bulls sal ook goed geontleed het. So dit is maar wat hulle doen, al die spanne ontleed die skeieregters deesdae, so is meer vir interessantheid dat ek dit noem, maar ek dink die Kenyon Moody, ek hou van hom op vleuel. Ek het vroeër ook gesê, ek het gevoel gekry dat in die Stormers moes hy vleuel gespeel het. En hulle sou beter gevaar het. So my kan 13 is hy briljant, hy's vleuel briljant. Om op die vleuel se groot bate vir die Bulls. Die ene wat ek as kyk is 5-3 bank hierdie week, nie 6-2 nie. En dis 'n lekker vinnige spelers vir die bank afkom. Zak Burger is vinnig, David Creed is so redelik vinnig. En natuurlik Cameron Hannekom wat van die bank afkom. So kyk, né. So ek vermoed en natuurlik Cheswell Jooste, goeie genade. Ek vermoed hulle gaan daai Munsters op en af laat hardloop kruis en daar so daai veld en daai lofte sitte en dan as hulle net lekker moeg is, dan kom hierdie manne op wat so vinnig soos blits is. Ek dink dis wat gaan gebeur. Hulle gaan al hoe vinniger probeer maak hier na die einde toe. So ek is geïnteresseerd om te sien. Ek weet die Bulle het 'n paar planne om daai 20 minute breinflou te oorkom. Ek noem dit nou maar soms spot en dit wys wat hulle bietjie in die slaap raak. Hulle kom al baie lank terug. Ek weet die Bulle is aktief besig om werk te maak daarvan. En ek het 'n paar teorieë daaroor, maar ons het altyd daaroor gesels. So, wat verwag jy? Dink jy die Bulle gaan hierdie een kan afdraf? Hulle moet elke liewe wedstryd van nou af wen, hè? Ja, dit kan gebeur en ons het al gepraat oor die wedstryde wat oor is en dit is in die Bulle se hande. Hulle kan verseker al die wedstryde wen. Die toer is natuurlik altyd lastig om nou weg te gaan speel ingemeng in al die Europese rugby. So hoe mens jou beste spanne hou, hoe jy momentum hou waar hier en daar 'n speler dalk bietjie rus en jou balans daar kry gaan die toets wees. En die laaste 2 wedstryde teen die 2 Italiaanse spanne, Zebre en Benetton, wat ons ook al gepraat het dat ons nie moet onderskat vir al Benetton nie. Maar ek dink Cheswell Jooste absoluut briljant, sy spoed en sy aanvoeling en hy gaan verseker as hy op die veld is genoeg geleenthede kry MW. So hy gaan en saam met Cameron Hannekom wat ook opkom, ek hou van sy aanvallende vermoë. Hy's groot en sterk genoeg om die sê maar die meer vaste rugby ook te kan hanteer. Kobus Wiese, hy laat me nog steeds elke keer dink aan Dani Rousseau sy op die veld draf van die reservebank af. Onthou ek al die wedstryde wat die Stormers in die Bulls so gespeel het, dan dink jy net bakkies het nou genoeg pyn uitgedeel, dan kom Dani Rousseau ook opgedraf. So Wiese laat my baie daaraan dink, hy bring momentum vir jou. So dit is gaan baie werk wees. So ek dink daar skakelpaar wat jy genoem het van Munster wat terug is. Ek sê weer mense moenie hulle onderskat nie. 45-0 is glad nie waar hulle is as 'n rugby span wat Saterdag gaan speel teen die Bulls nie. Ek dink dit is iets wat mense agter jou moet sit en so hulle gaan kompeterend en sterk wees. So dit gaan 'n goeie ene wees om te wen vir die Bulls. Munster is nie 'n slegte span nie. Alle spanne wat hierdie naweek speel is nie sleg nie. Ek sien Munster se vorm is verloor, wen, die laaste 5, die Bulle was wen, verloor teen die Stormers, wen. So, die Bulle het 4 die laaste 5 gewen en die Munster 2 die laaste 5. So ja, ek verwag ook, ek dink die Bulle gaan hierdie een kan bære. Ek dink die Bulle is op die regte plek. Begin mooi optel. Die Stormers was 'n onverwagse terugslag geweest. Ons het 'n paar teorieë daaroor. Ons kan nog 'n bietjie daaroor gesels. Wat jy gesê het dat Kobus, ek het ook lekker lank met hom gesels eenkant. En of jy vertel daarvan. Right, kom ons praat oor die volgende week. Die Lions teen die Dragons. Die Dragons het laasweek die Stormers skrik gemaak. Jy het vroeër daai week gepraat en die Stormers nou nie eintlik het nie gedink dit was nou nie die walk in the park wat hulle gedink het dit gaan wees nie. So en teen die Lions span, weer eens my vriend Hugh Griffin het gisteraan sê die Lions speel nou die mooiste rugby, die lekkerste rugby om na te kyk in die URC. En dis groot woorde daai, né? En dan teen 'n span soos die Dragons wat nie so sleg is as wat hulle op papier lyk nie. Wat verwag jy daar? Ja, dis is weer eens wat ek vroeër toe ons gepraat het in die week, die Dragons, ek het ook gaan kyk en ek het bietjie, wil dit nie herhaal nie, maar hulle uitslaa in sover teen veral Connacht wat hulle gewen het en 2 punte verloor teen Munster en so voorts en hulle onlangse uitslaa was nie sleg nie. Hulle het 'n goeie verdedigingsspan. Die ander faktor was ook dat hulle net vir Carter in daai Walle-span wat vir Italië geklop het, was net Carter op slot. Kom van die Dragons af. Of is die enigste Dragons speler wat in die 23 was wat vir Wallis gespeel het teen Italië.
So hulle het in groot mate hulle beste span Kaap toe gestuur al klaar. Hulle het nie vreeslik nuwe manne wat kan invlieg nie, miskien net Kate. Ek dink die Leeu sal daar moet versigtig wees. Wat ek wel gesien het toe ek die wedstryd gekyk het, dat hulle baie groot nommer 4 slot, baie groot 12 senter, baie goeie momentum, speel baie op hulle. Die Stormers het later het hulle vir Adrie Smit in die tweede helfte op daai slot dit ontmerk en met 'n Villiers op sy skouer en toe het hulle so strafskop op 2 gekry as hy die bal heeltyd opgevat het. Maar die Leeu sou dit ook raak gesien het. So hulle moet oppas vir die momentum wat Dragons kry en 'n verdediging is goed, maar waar hulle swak is hulle scrums. Nou nie seker of hulle scrums net baie swak is en of die Stormers nou regtig nou begin het om baie momentum in die scrums te kry nie. Ek dink dit is waarskynlik albei is waar. En so die Dragons sal moet beter scrum. As hulle weer scrum soos teen die Stormers dan gaan hulle sukkel. Terugslag vir die Leeu's is Van der Berg op 9 wat uit is, Morne van der Berg, beenbesering, so hy speel nie. Ons weet Asenati wat ook nie kan speel nie, so ek is bietjie verbaas dat hulle vir Piet nie begin het nie, Hashim Piet wat op die bank bly en van die Kostein wat begin. So ek dink die Kostein 'n goeie speler. Ek verwag dat Hashim Piet dalk nou sy kans gaan kry om te begin in 'n wedstryd oor dat hy, ek dink, baie goeie speler. Maar Van Rooyen het besluit om hom op die bank te hou en die impak wat hy maak later in die wedstryd is waarskynlik groter waarde, maar ja, ek dink Dragons is meer kompeterend as wat ons dink as jy na die puntelys kyk, maar ek dink die scrums gaan hulle swaar kry en ek die Leeu's gaan hulle wen. Ja, nee, ek dink ook die Leeu's gaan wen. Dieselfde ding, ek dink aan met daai bank. Die plan is natuurlik om die hoogte oor 6 speel te gebruik. Is hulle tweede helfte gaan die ouens huk, arme manne. Sterk lekker span. Daai Siba Maashe nommer 6 van die Leeu's opwindende jong speler daai, Roan Venter, ek sien hulle sê almal maak hom nou groot, mense praat baie groot van hom as 'n potensiële Pieter Steff de Tooy kandidaat om hom te vervang. Nico Steyn is nou daar, 'n paar dinge wat jy net gesê het. So is 'n baie goeie span. Ek moet sê ek wat by verbaas is dat Renzo de Plessis die altyd van die bank af speel. Ek verstaan die idee met die ander manne. Maar Renzo de Plessis, met daai manne soos hy se Paul de Villiers en Dion Verine mate, amper onstuitbaar in die afbreekpunte en tog begin hy op die bank. Wat dink jy? Ja, ek dink ook so. Renzo de Plessis is ook geweldig vinnig. Weet so hy's beweeglik. Dis ook 'n ander bate vir die Leeu's met hom en Batu Lekani wat op gaan kom, dan die krag en spoed wat opkom in die tweede helfte. Wat ek dink ook vir my eintlik beïndruk het van die Leeu's die meeste is 10, 12, 13 MB. So ek dink Chris Smit briljant ingepas. Ek dink die Bulls moes hom nooit laat gaan het nie. Baie goeie 10 en hy pas soos 'n handskoen in by die Leeu's. Doen alles wat hy moet doen en nog 'n bietjie beter en dan ek dink ook van Wyk, Henko van Wyk en Branson Mills, ook 'n klomp wedstryde nou saam gespeel, gevestig. Hulle vul mekaar goed aan. Branson Mills wat meer bietjie van 'n geleenthede skep. Henko van Wyk 'n lekker buitesenter, stewig, sterk en as jy hom in 'n halwe gaping sit dan gaan hy deur. So ek dink daai 10, 12, 13 vir die Leeu's is ook 'n goeie kombinasie met hom op 15 wat inkom. So 'n lekker span, maar ek dink met Batu en Renzo wat opkom in die tweede helfte sal die drake maar moet wakker slaap. As ek 'n draak was, het my moed in my skoene gesak as daai twee manne op die veld kom, moet jy eerlikwaar sê. Maar kom ons praat net gou oor wat 'n verskil Chris Smit gemaak het en dis nie net Chris Smit nie. Ek dink ons moet dit sien as 'n pakkie kombinasie. Wat noem jy dit, 'n package deal. Chris Smit saam met Morne Steyn by die Bulle, by die Leeu's, né? Al twee ex-Bulle. Uitstekende kombinasie. Ek dink daar Morne Steyn speel 'n baie groter rol daar as wat ons verwag en ou soos Chris Smit floreer onder daai tipe aandag. Ja. Ja, en ek ken hom en wat 'n beter mentor om te hê. Jy kry nie veel beter nie en ek dink ook MB dit nie al die spelers het die vermoë om al die goeie spelers het die vermoë om dit deur te trek en ander spelers te kan help en te kan mentor nie. En ek dink Morne Steyn is een wat dit wel reg kry en ek dink dit gaan nie net oor algemene spel nie, dit gaan oor jou ingesteldheid, dit gaan oor jou benadering, maar dit gaan ook oor die skoppe. Ek sou dink ons sien dit nie altyd nie, maar ek dink daar moet baie middag wees na oefening wat Morne Steyn met skopwerk ook saam met hom daar is en sal by wees, so een van die bestes. So briljante mense op Morne Steyn. So ek dink dit is 'n briljante ou om in jou afrigtings setup te hê. Weet sommer net 'n solid mens in terme van sy geestelike pad ook en sy waardes en wat hy bied. So ek dink hy moet baie beteken daar in die kleedkamer. Na daai verloorslag teen die Bulle het die Leeu's ook hulle verdediging lekker opgeknap, né? En hulle het amper op 0 gehou laasweek. Dit was naby gewees.
54-17. Dit is 'n groot ordentlike pak Ja. slaag daai, né? En maar ek dink dis net daai Bulls wedstryd wat hulle geglip het. As die ander wedstryde kan ek nie nog een onthou wat dit so gegaan het nie. En dis weer eens dis Jacques Fourie. Weet ons dis al vir 2-3 seisoene wat hy het reg gekry. Weer eens 'n persoon wat op die veld dit presies dit reg gekry het wat een van die beste verdedigings centers was in 'n Springbok rugby, maar nie net sy fisiese duikslaan nie, sy kommunikasie en sy beplanning en sy bestuur van die verdediging. Roanel is dieselfde by die Stormers, so jy's van die spelers wat dit net die vermoë het om daai verdediging baie goed te koördineer. Nie by al die spanne as ons nou daaroor moet praat en jy vat span vir span, dan het jy nie al die spanne kan jy regtig sê wie's daai stem in die agterlyne van die spanne. So byvoorbeeld nou die Sharks, as ons nou moet praat oor die Sharks, ek kan nie vir jou dadelik sê is dit Esterhuis en is dit Hooper. Wie is daai stem wat in die verdediging beste verstaan nie? Maar dit weet jy verseker dat ou se Roanel doen dit wel en Morney Jacques Fourie sal sorg dat daai verdediging goed is. Dit sal waarskynlik ook daarvan 13 afkom van Wyk se rigting. Ja, ek dink dit is van Wyk. Ja, by die Bulle het ek die afgelope week gesien, een van die manne wat sy stem begin dik maak op die veld, wat nou lyk my by sy plekkie begin vind, daar is Andre Pollard, né? Hy sê dinge noem op sy naam. Ja, ek dink dis hy's deur winter, weet en om deur winter is nie net 'n mooi woord nie. Dit beteken jy het ervaring, maar op alle vlakke, weet hy het oorsee gespeel, hy het vir die Bokke gespeel, verstaan dit en hy het alles gesien. So ja, jy dit nodig. Beteken baie vir die Bulls op die verdediging ook en op die aanval, weet 'n goeie gebalanseerde speler. Maar dit is die verdediging is 'n wen jou wedstryde, weet en mas ingesteldheid ook en dit is weer terug wat Kobus Wiese gesê het, weet dit sal met die woorde wat hy gebruik het was dink hy het gepraat van die ingesteldheid. Waar het ek nou 'n nota gemaak daarvan, maar om desperaat te wees. So desperaat, dit klink nou na 'n snaakse woord, maar dit is eintlik maar motivering. So jy wil gemotiveerd wees, jy wil aangeskakel wees en jy wil boots and all. Jy sien dit veral op jou eie doellyn en weet dis nie sommer net in die middelveld waar senter deurgaan of sulke dinge nie. Dis hoe jy jou doellyn verdedig. Jy sien dit baie keer in naby wedstryde. Ons dink baie keer aan daai Springbokke teen die Engelse, daai Wêreldbeker eindstryd wat hulle so vir 20-30 fases op die Springbokke se doellyn was en dis daai tipe verdediging wat eintlik maar net van binne af kom. Ingesteldheid. Ek dink almal op hierdie vlak kan duik en is nie bang om te duik nie, maar dit is by extra effort, extra sentimeters en dit is wat nodig is. Verdediging wen jou daai wedstryde. Ja. Right, so verwagtinge, hoe ver dink jy gaan die Lions wen? Moeilik om te sê. Dit is weer eens huiwerig na wat die Dragons gedoen het in Kaapstad. En met Van der Berg nie daar nie is 'n X-faktor en ek dink hy is amper nie heeltemal dieselfde effek as die pond met Frankryk nie, maar dit grens daaraan. So dis 'n bietjie onbeproef, so ons sal net sien of Nico Steyn en Piet kan doen wat Morney doen, maar ek dink hulle sal kan hopelik. Ek dink hulle die Lions sal wen. Ek vermoed dit gaan bietjie meer van 'n meer kompeterend wees. Ek sou sê nie meer as 15 punte nie. Okay, dis interessant. Ja, natuurlik die Lions het natuurlik die voorreg, hulle is nou uit die Challenge Cup uit en dis nou 'n blessing en 'n curse, soos die Engels sal sê, 'n seën en 'n voor en 'n nadeel dat hulle kan 'n lekker rus volgende week. En dan daai laaste paar taai-wedstryde wat vir hulle voorlê, onder andere Glasgow op Ellis Park en Leinster weg. 'n Bietjie van 'n ruskans te gee. Hulle diepte is nie so great nie, sodat hulle so 'n bietjie kan herstel. 'n Sterkte vir die Lions, ons sien uit daarna. Laaste wedstryd, die een waarvoor jy opgedaag het vir die perskonferensie, was John Dobson stom verbaas om jou te sien of was hy bly? Ja, daar's dan 'n paar ander gesigte ook. Jan de Koning natuurlik ook wat jy met baie meer lekker saampraat ook daar. So Jan het mooi vrae gevra. Ja, altyd interessant. Dis kaptein en afrigter. Is lekker om die menings te hoor en ook verduidelikings te hoor want wat die waarde daarvan is natuurlik dit is beskikbaar op die sosiale media, daai media konferensies. Jy kan dit kyk natuurlik, maar dit is om die verduidelikings te sien van spankeuses en ook om te hoor hoe hulle dink in terme van die afskoptyd 7 uur was my interessant geweest. Ek is nou daaraan raak en ook die balans van die span om ook te kyk om volgende week weer Frankryk toe te gaan. En wie speel waar en wie rus nodig en wie watter minute nodig en ek het gepraat van iemand kan wat nie in die begin span is nie of in die 23 is nie wat in Durban speel in daai Stormers 23 span. Dit is iemand wat verseker soos hy sê in the French autumn when the sun is shining dan sal iemand kan weer beter tot sy reg kom as 'n koelerige
Saterdag aand 7:00 op Kaapse Stadion wat daar baie groot premie is op skoppe waar Dewald Dievenage weer vir dalk meer werd is. Okay, dis baie interessant. Nou ja, die groot vraag is ek sou kyk na daai span wat gekies is Damian Willemse op regtervleuel. Nou kyk ek het hom al oral gesien speel, loskakel binne senter, heel agter. Maar kan nie duidelik op op vleuel gesien speel het nie. Ek onthou natuurlik iemand gaan my natuurlik uithaal oor my swak geheue, maar het hy al? Nie opgedraf op in 'n 14 trein nie, maar in wedstryde al vir die Springbokke daar gespeel. Natuurlik soos wat die Skommelings op die veld was, het hy al op 14 gespeel in wedstryde en natuurlik vir die Stormers ook in Skommelings in wedstryde. So maar opgedraf in 'n 14 trein nie nog nie. Ja, so dis aanpassing. Ek dink hy is veelsidig genoeg. Jy kry dit baie veral dat die 15s kan 14 speel. Jy het Coatley Arendse en Kainan Moody en al daai spelers wat ook kan rondskuif tussen vleuel en heelagter. So ek dink die heelagter kan ook vleuel speel. Spesifiek, daar's 'n paar redes wat Dobson genoem het, maar die grootste rede was dat hulle verwag 'n groot aanslag of 'n groot premie op die skoppe en om die skoppe, hoë skoppe te kan hanteer, waar hy van die bestes is. En daar is op vleuel gaan hy dan natuurlik dit kan doen. Natuurlik dan vir ander fasette van die wedstryd sal Damian Willemse ook natuurlik kan inkom. Wat Dobson wel gesê het is MBS dat hy verwag nie van hulle analises ook van wat hulle al gesien het met 7:00 aand wedstryde in die Kaap, is dis nie, soos hy in Engels gesê het, around the outside games nie, bedoelende, dis nie die wedstryd wat jy hier spasie buite om die ouens hardloop nie, jy moet maar in die middel deur gaan, was sy woorde quote unquote. So dit is 'n ander tipe wedstryd en dan kom Damian Willemse ook weer in spel, oor hy nou 'n bietjie sterker en groter is en hy kan dan potensieel eerste tweede ontvanger ook weer wees by tweede fases daar kan hy 'n groot faktor wees. Ek dink hy gaan moeite hê om dit te kan hanteer nie. Hy's nou nie heeltemal Jooste se spoed nie, maar hy's ook nog nie heeltemal stadig nie. Ek dink hy sal die spoed en die uitdagings op die vleuel hanteer, maar veral die skopwerk gaan hy groot bate daar wees. Besydig genoeg, as jy in hy span kyk van 9 na 15 is dit 'n klomp manne wat wil rugby speel. So met hom op 15 is dit ook 'n verdere angel, weet nou dat jy almal na agterlyn wil speel. Dit is 'n groot bate. Ja, nou hy het dalk nie so vinnig nie, maar genade ou dan maar voetwerk in hom, né? Dis ongelooflik. As jy sê hy gaan eerste of tweede ontvanger speel, beteken hy gaan inskuif, loskakel of binne senter of iets en op dalk self terugval heel agter toe, jy weet, ek dink dit gaan 'n bietjie skaakspel wees daar. Dan sy hier, dan sy daar, sien daar. Ja. Kill jou hier en kill jou daar. Jy weet nooit nie. Ja, en sien daar. Die Kaap, net om dit te noem, die uitdaging van die 7:00 afskoptyd in die Kaap is nie so erg soos in Durban met die tyd nie, maar die stadion kry natuurlik uit die aard van die stadion, die son begin nou sak hier so agter die kamera soos ek nou gesels in die laatmiddag en hy nou die sak. So al klaar is die skadu's, daar's nou nog lekker son op die veld, maar die skadu's kom binnekort op. So daar's minder geson laatmiddag en dan dit is reg teen die kus natuurlik. Die stadion is reg langs die waterfront. So jy het maar so 'n mistigheidjie, effens 'n koelerigheidjie, see-briesie wat jy inkom wat ook vog bring na die stadion toe. So al die vorige wedstryde, hulle het 'n paar voorbeelde genoem van wedstryde wat hulle gespeel het en wat hulle ontleed het en al die wedstryde veral teen Ospreys ook 1 jaar wat hulle verloor het. Dat hulle verloor het en wat gevoel het of hulle dit of dit 'n Saterdag aand ergens in Europa is. So ek dink dit is so erg nie, maar ek dink hulle is net dis waarom hulle vanaand die kaptein sê 7:00 dat hulle kan verstaan hoe voel dit maar ek dink dis slim. Die ontledings wat al gedoen is het gewys dat hantering is 'n probleem. Die bal, daar is vog op die gras, die bal skiet soos hulle sê die bal raak natter. So dis hulle verkies om in die sonskyn te speel, maar dit gaan waarskynlik vir Edinburgh 'n bondgenoot wees en dan natuurlik skramstryd, weet dit is potensieel dat Schoeman en Boan Venter albei in die 23 sal wees. So die Stormers het goed gedoen die afgelope tyd met hulle skrams, eintlik baie goed gedoen. Maar daar is ook veranderings voorlangs en hulle begin met Sazi Sandi wat begin en Netling Forsie kom van die bank af en Sazi Sandi het homself bewys en hulle het die amper die luxury amper dat spelers soos Zachary Potham nog vir die Stormers 23 speel in Durban. So daar's diepte. Maar dit is gaan daai stryd gaan van die los kopkant af gaan van Edinburgh hard kom. So Schoeman en veral Boan Venter. Ek dink Boan Venter is in die tweede helfte, weet nie wie gaan begin nie, maar as Boan Venter op die tweede helfte opkom, dan gaan hy ten minste vasloop in Netling Forsie wat homself kan. Ja.
Okay, die volgende wat vir my uitstaan hier, so is Paul de Villiers en Ben Jason Dixon wat hierdie een begin. Dion Fourie sit hierdie keer op die bank. So wat sê dit vir jou? Ja, ek dink die losspelers daar, Dion Fourie, ons weet wat hy bied. De Villiers doen wat Fourie ook kan doen, maar daai balans met Dixon, Ben Jason Dixon en met Roos is 'n goeie balans in die losvoorspelers. En natuurlik daar's nog Slotte wat beseer is. Van Heerden kom eers oor 'n week of 2 terug. Met sê hy sal oor 2 weke kan terug wees, waarskynlik weer nadat hulle in Europa was, sal hy kan speel weer. Waarskynlik teen Glasgow Warriors. Ja, ek dink die balans van die span is vir my goed. Ek dink daar's diepte. Ollie Cable wat op loskop inkom is miskien interessant. Matango is beseer, maar as jy kyk ook na Ollie Cable en weet dat mense vergeet dat ek het net nou so vinnig geloer. Hy het 105 wedstryde vir Glasgow Warriors gespeel en hy het 12 toetse vir Skotland gespeel. Verskoon tog, so as jy so 'n speler het wat kan opkom van die bank met daai ervaring, hy sal 33 jaar oud, bietjie ouer, maar perfek vir 'n stit. Verstaan wat hy te wagtere is en hy ken ook Skotse rugby. So eintlik baie slim ou om op die veld te hê. Van al die wedstryde wat hy vir Glasgow Warriors gespeel. So hy sal vir Edinburgh dalk 'n bietjie beter ken as die gemiddelde Kaapenaar. So ek dink die balans is goed. Dit sal weer ook in 'n mate baie afhang van wat se balbesit hulle kry. Maar ek dink dit gaan 'n bietjie van 'n armdruk wees as jy kyk na die voorspelling wat die afrigters gegee het. Hulle het 'n bietjie meer ontleed as wat ek en jy dit miskien gedoen het, maar hulle verwag maar meer 'n bietjie van 'n rondgooi wedstryd waar die bal nou rondgegooi word nie, bietjie meer strategies, beter takties skop, meer scrums, meer lyn staan en meer dryf, bietjie van 'n armdruk en nie 'n groot telling waarskynlik nie. So dink jy dit is 'n 35-29 wat hier rond lê nie. Ek dink dit is 'n kleiner telling. Interessant genoeg, Ollie Cable sou eintlik mos vir die Bulle gespeel het hierdie jaar en toe red die Stormers hom uit vir Steve Sitole. Dit is nog baie interessante enige. Soms 'n ruil transaksie. Baie goeie reiling gewees. Vir die Stormers, ja. Dis hy's baie werd vir ek dink ook hy en Dobson kom ook 'n lank pad, weet. Hy's ook in Bishops dink ek op skool gewees en so ek dink daar's ook 'n bietjie van 'n pad miskien deur UCT ook gewees. Maar goeie speler. Guy Cable weet ons dat sy pa het ook lekker skram gespeel. So hulle almal is gebou soos 'n buitetoilet deur, soos hulle sê. So hulle is so breed soos 'n Ek moet jou skouers en lekker breed. Ek moet jou begin maak, so jy moet vir my elke week 'n nuwe Afrikaanse woord leer want jy het 'n lekker woordeskat daar in jou. Dis 0 is baie min en nou soos 'n bou soos 'n buitetoilet. Dis 'n goeie een. Oh my word. Maar die net so laaste jy het nou genoem heel in die begin dat Edinburgh hierdie tyd van die middag, 2:00 die middag het hulle kapteinsoefening gedoen in daai bloedige hitte. Ek is nie so warm so dit was nie. My vrou was gisterand in die Kaap. Sy sê vir my dit was baie koud geweest gisterand. So, maar hoekom dink jy hulle seker altyd dat die Stormers vir hulle gegee het om op die veld te mag kom of dink jy is 'n bietjie van 'n kat en muis speletjie so wat is dit? Ja, ek dink die tuisspan het seker nou eerste keuse op te kies wanneer jy gaan kapteins. Ek sou dink hulle sou ook verkies het om 7 die kapteins te doen. Maar die Stormers het daai tyd gekies en hulle net gesê dat 7 is beskikbaar waarskynlik nie. So hulle dan 'n keuse om dit 5 te doen of 9 en dit gaan nie werk nie. Hulle was so van 12 af omtrent toe die media konferensie begin het, was hulle op die veld so 12 tot 1 was hulle op die veld gewees. Hulle het maar deur hulle passies gegaan. Ek net so vinnig geloer, maar mense wil ook nou nie te veel loer nie, dan raak as 'n suspisie of mense hulle afkyk. Ek het gewonder daaroor. Het hulle gaan hoeveel dink jy het hulle gewys in daai kapteinsoefening? Iemand hulle erns afgeneem. Ja, ek wou sê toe die media konferensie klaar is, toe moes John Dobson gaan vir 'n meeting, vir 'n vergadering, nog 'n vergadering en sy media koördineerder Michael het hom toe nog geneem. Toe draai hulle eers links na die veld se kant toe en hy het vasgesteek so vierkantig. Toe hy sien daar's speel op die veld, toe steek hy net vas en sê no. Edinburgh is still on the field, net omgedraai en heel in 'n ander rigting gestap. So hulle respekteer ten minste dit. So ek dink hy wil nie enige suspisie wek dat jy nou hulle gaan afkyk of hier is so baie losies in plek. As jy nou regtig wil, kan jy seker die ergens 'n kamera opsit en hulle afneem, maar ek dink die pak slaaf en as jy uitgevang was is net heeltemal te veel om daai kans te vat. Kan jy jou indink. Okay Arie, dankie. Jy kan na huis toe gaan en lekker bier gaan druk. Dit is baie lekker. Dit is altyd om met jou te gesels. Ek geniet hierdie Vrydagmiddag gesels van ons en natuurlik ons Maandag gesels ook, maar hierdie Vrydagmiddag ons weet wie span is. Dankie vir die leus dat julle hierdie keer vir ons die span gegee het betyds. Ons kon actually met julle oor julle span praat. Jessie mense, kyk, leus raak dit maar moeilik. Hulle omgesukkel as jy nie vir hulle oor hulle span praat. So ons probeer ons bes. Was baie lekker.
Baie dankie Ari. Lekker naweek, geniet al die rugby. Groete, bye.